Welkom terug by die volgende episode van Leefstyl en Reis. Vandag verwelkom ons 'n baie besonderse persoon op die bank en dit is Lenet Silje. En sy het 'n baie besonderse boodskap en 'n organisasie wat sy begin het en sy gaan vandag vir ons meer vertel daaroor. Maar kom ons verwelkom jou eers Lenet. Baie welkom op die bank vandag. Baie dankie Talita en vreeslik dankie vir hierdie geleentheid. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ag, dis net 'n groot plesier. Lenet, vertel ons bietjie meer, wie is Lenet? My naam is Lenet, my van is Silje. Ek is 'n gewone Brakpan meisie. Ek kom van Brakpan af. Ek het borskanker gehad in 2019 en so het 5 OVV bestaan. Maar ek is 'n mamma, ek is 'n ouma. Wat 'n voorreg om 'n ouma te wees. Ja, nee. En my beroep is 'n bemarkingsbestuurder, 'n nasionale bemarkingsbestuurder vir 'n firma Fernmaat en Homekop en ons is in Suid-Afrika, Namibië en Botswana. Sjoe, maar dit beteken jy's 'n besige dame. Ja, ons moet altyd besig bly, Talita. Ja, nee, ek stem. Maar jy lyk verskriklik goed vir 'n ouma. Ja, ek is 'n ouma van 2. Wat 'n wonderlike voorreg is dit. Jessie. Dit is so ongelooflik. Jy weet Talita, toe ek gediagnoseer was met die kanker, was dit my grootste wens wat ek vir die Here gevra het. Ja. Ek wil net my kind sien trou. En ek wil my kleinkind sien, maar die Here het my al gebless met 2. Hoe amazing is Hoe dit? geseënd is jy nie? Ek is Baie geseënd. besonder. Jy het nou genoem van Faith Ouweveer. Waar kom die naam vandaan? Weet jy Talita, dit is eintlik 'n baie lang storie, maar ek gaan dit probeer so kort as moontlik hou. Ja. Daar het 'n absolute wonderwerk met my gebeur die dag toe ek gediagnoseer is met borskanker. Ek en my man was verskriklik hartseer. Maar daai aand het hy vir my gesê, jy weet waar dit vandaan kom. Ja. Hy het my gesalf en ons het saam gebid. En dis waar my storie, ek wil nie alles weggee nie, want ek wil ook die mense uitnooi na ons praatjies toe en dan kan hulle die hele storie hoor. Maar daar het my lewe drasties verander. Want die Here het vir my aangeraak. Ek kon dit voel. Ja. Ek kon dit werklik voel. Ja. Toe my man amen sê, toe kon ek dit voel. En daar het ek en hy saam besluit. Ons wil nooit stil bly oor hierdie wonderlike geleentheid wat met my gebeur het nie. Sjoe. Jy kan nie stil bly nie. En dit is waar 5 OVV vroueoggende begin het. En ek het vir my man daai aand gesê, ek wil graag iets teruggee aan die gemeenskap. Natuurlik. En ek wil dit gaan vertel. Ek wil vertel wat met my gebeur het. En dit is hoe ons op hierdie 5 OVV T-hemde. En weet by die Here is niks klein nie. Nee, natuurlik. Alles gaan groot by die Here. En dit is waar dit ontstaan het. Vroue is stikkend, my Talita. Nee, weet jy, dit is absoluut. Daar's so baie vrouens wat nie 'n weg het nie en hulle weet nie eintlik waartoe om heen te gaan nie. En Faith Ouweveer met jou praatjies wat ons nou ook bietjie meer sal oor gesels, is juist dit. Dit gee vir daai dames hoop. Dit is so en jy maak hulle bewus van die kanker. Ja. Want 1 uit elke 8 vroue kry kanker. Of 'n mens dit wil weet of nie, dit is statistieke wat die waarheid is, wat 1 uit elke 8 vroue. So hoe meer vrouens ons bewus kan maak, jy moet kyk na jou liggaam. Jy ken jou liggaam beter as enige ene. So as daar iets nie reg is nie, gaan kyk, maak seker. En dan kan jy, hoe gouer jy dit identifiseer, hoe gouer kan hulle jou help. En behandeling vir jou gee, en dit keer en vir jou sê, jy weet, gaan in hierdie roete in. En daar's altyd 'n oplossing. Altyd, maar God bly altyd in beheer. God is altyd in beheer, Hy is in beheer. En ek is mal daaroor dat jy jou geloof inbring, want ek dink ek weet nie hoe mense noodwendig in die lewe voortgaan sonder geloof nie. Amen. Ja, en ons is albei gelowige dames, en ek kan self ook sê, ek kan nie my dag ingaan sonder my geloof nie. Ons kan nie. Nee. Ons kan nie. Hy moet ons leidsman wees. Ja. En as jy net jou wapenrusting aantrek elke dag. En jy moet daar wees vir mense. My hart is so by mense, Talita. Ek is so lief vir mense. Vrouens veral. Maar
jy kan sien, ons is maar in 'n gebroke wêreld. Ja. Maar ons is nie hopeloos nie. Nee, absoluut nie. Glad nie. Nee. Want ons weet wie is ons leidsman. Ons is nie hopeloos Ja, en dis nie. hoekom ons dames soos jy nodig het om te praat, om te sê daar is hoop, daar is 'n uitkoms. Is. Maar wat is die doel van Faith Over Fear? Wat wil jy bereik met Faith Over Fear? En weet jy Talita, heel eerstens is om God se naam en wat hy vir jou kan doen in enige hartseer situasie. Want dit gaan nie net noodwendig oor kanker of oor siekte nie. Dit gaan oor elke liewe situasie wat jy in jou lewe het. Ja. Wat jy dalk hulpeloos voel, maar jy is nie. Ja. Want jy mens is kan, nie. jy weet, ek luister nou die dag op Facebook, is daar 'n vroutjie wat ook kanker het. En sy sê elke keer as jy asemhaal, is dit Yahweh, as jy dit uitblaas. So, of as jy wakker word, as jy gaan slaap, deur jou dag, jy kan nie anderste as om Yahweh, Ja. want hy is ons alles. So my missie met hierdie vroueoggende, om jou vraag te beantwoord, is om vrouens te bereik en vir hulle te sê, as jy 'n diagnose kry, of dit kanker is, of jy dalk deur 'n huwelik gaan wat stormagtig is, of jy voel net hulpeloos, Ja. jy moenie wees nie, daar is hoop. En ons wil vrouens versterk, jy is goed genoeg, ons glo nie ons is nie. Dis Ons absoluut glo nie waar, ons doen nie. altyd ons is mooi genoeg nie. Want social media Ja. vorm ons eintlik. Ja. Dit steel jou vreugde eintlik. Want jy vergelyk jouself die hele tyd met iemand anders. Verseker. En dis nie nodig nie. Want die Here het vir jou so uniek gemaak. Jy het jou afdruk. Ja. En daai afdruk sal altyd by jou bly. Jou afdruk, Ja, jou is vingerafdruk absoluut uniek. is joune. Dit is Ja. uniek. En jy hoef nie iemand anders te wees nie. Maar ons social media, jy wys ook net al die mooi op Absoluut. sosiale media. Ja, dit is eintlik Jy 'n wys vals nie die persepsie. Dit is so. Ja. Jy wys nie die eienaars waarvan ons praat as ons die vroueoggende het nie. Nee. So ons wil vroue oplig. Ons wil hulle bemoedig en ons wil vir hulle sê, it's okay not to be okay, want almal kry seer. Ja. Maak nie saak hoeveel finansies jy het of jy niks finansies het nie. Jy gaan eienaars beleef. Maar hoe gaan jy deur daai eienaars Ja, kom? ja. Wat gaan jy doen om Ja. aan die ander kant en dan kyk jy terug. Ja. Eintlik. Ja. En dan sê jy, Here, ek weet U het my gedra. Ja, dan kan 'n mens sien daai 2 voetspore, né? So dit is wat ons wil bereik. Eerstens is om regtig die Here se naam groot te maak. Tweedens om vrouens bewus te maak van kanker. Ja. Want dit is daar. Ja, absoluut. Dit is, jy weet soos hulle in Engels sê, it's a silent killer. Ja. En dit is regtig so, jy kom nie agter nie. As ek my storie vertel, ek het dit nie geweet nie. Ek was Ja. op my fikste, ek was 50. Ja. Ek het net 50 geword en ek het gedink, jy weet, Jy's 100%, Ek is gesond. Jy's gesond. Ja. en ewe skielik tref dit jou en jy weet nie hoe jy die volgende dag gaan Ja, maak nie. ja. Maar o Jetta, as ek net vir die mense kan vertel met blydskap. Ja. Jy was Die aangeraak. Here het hy het my so aangeraak dat ek elke liewe dag wat Ja. ek my oë oopmaak, sê ek dankie Here. Here, Ja. U het dit vir my nog weer eens gegee Ja. en ek kan 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Ja. Want as ons dit net kan doen, het jy baie Ja. bereik in die Ja, lewe. ons kan nie stil bly daaroor nie, Ons nê. kan nie. Nou Ons jou kan nie. funksies. Hoeveel funksies het julle 'n jaar? Hoe reël julle dit? Waar gebeur dit? Vertel ons 'n bietjie meer. Weet jy Talita, ek het toe ek deur my kanker behandeling gegaan het, Ja. het ek die mees amazingste vrou Yvette van Look Good Feel Better Ja. ontmoet. En ek en sy het hand aan hand. Jy weet die Here sit mos, hy vat die elke puzzelstukkie en hy sit dit so in mekaar. Ja. En sy was deel van dit. En ek het Yvette ontmoet en ons het saam besluit, ons gaan hierdie kankerpraatjies begin. Okay. So wat dit is, ek deel my Ja, testimony, jou my storie en daardeur bemoedig ons.
En dan daarna, dan kom die wet bietjie met 'n ons sit bietjie humor ook in. Ja, daar moet Want altyd so 'n bietjie altyd humor wees. Die Here het ons Ja. 'n sin vir humor gegee. Ja. So dan sit ons bietjie humor in, sy kom in, sy gee gremering wenke. Maar sy maak wonderlik. ook bietjie, jy Ja. weet sy sit bietjie Sy bring 'n humor lig daar. in, ja. Dis net om weer bietjie daai van die donker na die lig. Ja. En net om weer die vrouens bietjie op te lig. En dan gee hulle ook vir elke vrou 'n lieflike geskenkie wat hulle kan huis toe neem, wat al daai gremering, die meeste van die gremering in die Sjoe. sakkie het. Ja. So en dan kom Delia. Okay. Sy het ook bygekom Ja. van Mike and Liz Hair Pieces. So Sjoe. sy kom in en sy wys die vrouens wat jy kan doen. Of jy nou deur kanker gaan, jy verloor al jou hare, Ja. of dalk miskien net 'n siekte het Ja, waar jou of deur hare trauma was. of deur trauma Ja. was. Jy het goed deurgemaak Gemaak, wat jou ja. hare, want alles affekteer jou hare. Alles affekteer jou hare, ja. En dan wys sy vir die vrouens hoe wonderlik dit is. Ja. Daar is hulp daar buite. Daar is oplossings. Daar's oplossings Ja. en ons vat altyd so 2 dames uit die gehoor uit en dan gee ons vir hulle 2 elkeen 'n Jo. preek. So Sjoe. dan kan jy nie die transformasie van daai dames, jy kan nie die blydskap op hulle gesig is Ja. net ongelooflik. Ja. So ons wil gee. Ons wil nie net ontvang nie. Dis goed om altyd te gee. Ja. Ons almal het 'n gee hart. Ja. Ons het altyd sulke bietjie pryse wat ons uitgee. Okay. En dan kom die ernstige gedeelte weer. Ek het jou so bietjie met jou gedeel oor my windpomp storie. Ja. En weet jy Talita, dit is so 'n storie wat so na in my hart is. Want is ons almal nie eintlik maar 'n ou windpomp daar in die Karoo Ja. met al daai einas wat kom. Daar's Maar nog- soos die lewe gebeur en hy gooi jou bietjie rond, soos wat golwe jou rondgooi. Gebeur dit. Ja. En dan elke blyt van daai windpomp gaan dan daarmee heen. Ja. En naderhand kan jy nie meer nie. Jy is totaal en al gedaan. Maar die Here kom. Dis die wonderwerk. Ja. En die wonderlike storie. Ja. En wat Stukkie vir gebeur dan? stukkie kom daai Stukkie vir windpomp weer gesond en heel. Hy word gesond. Ja. En deur die Heilige Gees se leiding. Ja. So hy word gesond en jy kan weer lewende water in daai dammetjie. Ja. Jy kry van daai lewende water. Sjoe. En dan kom Pastor Michelle, Pastoor Okay. Michelle, Ja. met komplekse trauma. En Okay. hoe deel jy met komplekse trauma? Ja. Want Dis 'n party baie belangrike mense- aspek dat 'n mens daaroor moet praat en deel daarmee en ook iemand soos 'n pastoor kry om te praat en ook bietjie wenke te gee, nê, hoe om jou daardeur te Dit kry. is, sy gee net kortliks wenke. Ja. Hoe hanteer jy al daai, ons sal maar sê, einas, Einas, ja. wat daai komplekse trauma op die ou end veroorsaak? Ja. En hoe kan jy oor dit kom? Ja. En God is eintlik maar die oplossing in alles. Absoluut, absoluut. Hoe kom hulle in kontak met jou? Sou iemand so 'n funksie wil reël of hoe werk dit? Ja. So wat gebeur is hulle kan my kontak. Ja. Ons sal my kontakbesonderhede bysit en dan reël ons dit. Ja. Maar die enigste ding is ons as sprekers daar vra niks nie. Okay. Want ons doen dit vir die liefde vir die mens en ons doen dit vir die liefde van die Here wat die Here vir ons almal gedoen het. Sjoe. Al daai vrouens se harte is by vrouens wat einas het. Ja. Of dit kanker is of dit enige iets anders is, al daai vrouens se harte is daar en dit is so amazing. Ja, ongelooflik. En dan die helfte van daai inkomste, ek moet dit net noem, Ja. gaan vir die persoon wie die funksie reël Okay. vir daai organisasie. En besluit hulle wat die dames moet betaal vir die dag. Ja, Okay. ons vra gewoonlik so 250 Okay. per kaartjie of 350 afhangende Ja. die mense wat dit reël en waar dit ook al is en Natuurlijk. wat die is daar nou 'n hoeveelheid- ontbyt by en is daar ietsie Dit by? is en- so. Ja. Maar hulle kan al die besonderhede by my kry. Hulle is so welkom om my Ja. te ons bedien oral. Ons was al in Mosselbaai 2 keer. Sjoe. Ongelooflik. Ons gaan hierdie jaar bietjie Limpopo toe. So ons sien baie uit. Ai. Die Here maak deure oop. Ja, En die Here weet ja. waantoe om ons voete Ja, te stuur om te absoluut. gaan bedien. Want jy het nou al hoeveel funksies wat uitgeboek is hierdie jaar? Ja, ons het heidaglik nou 6. Sjoe. En om jou vraagie ook te beantwoord, ons het begin en ons het so baie funksies gehad.
En ons het net besluit om dit net 'n bietjie te verminder. Ja. Want ons almal het nog gewerk ook elke dag. Ja, en dit is ook baie emosioneel. Die dag is baie emosioneel. Ja. So, en dit vat baie van jou uit. Dit doen. En ek weet jy het my op 'n stadium gesê dit is 20 wat jy in 1 jaar gedoen het. Ons het 20 daai 1 jaar gedoen. So ons het net besluit ons sal op die meeste so 10 doen. Okay. Want dan kan jy dit 'n bietjie spasieer deur die jaar. Ja. En dan jy het ook familietyd nodig. Ja, absoluut. Dit is so belangrik. Absoluut. Jy weet 'n ouma. Ja, glo nee, my. dis belangrik om ouma te wees ook. Ouma is die mees, ek sê altyd, dis die grootste geskenk wat ek uit Jesus se hand uitgekry het. Dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg. En is 'n voorreg om vrouens te bedien, Talita. Ja. Dit is 'n voorreg. Wat is die toekoms? Wat hou die toekoms vir Lenet in? Weet jy, die toekoms is, ek los dit heeltemal in God se hande. Ek weet, dit is nie die einde van hierdie nie, dis net 'n groot begin. Ja. En ek sien net voorspoed. Jeremia 29 vers 11. Ja. Die Here sê vir ons, ek gee vir jou voorspoed en nie teëspoed nie. Ja, ons gaan teëspoed kry. Jy kry teenstand. Ja, dit is met die enige werklikheid ding. van die lewe. Maar ek weet soos ek weet, 5 OV Ja. het begin 6 jaar terug na my borskankerddiagnose en na my behandeling. Ja. En ek weet soos ek weet, daar is 'n doel en 'n plan. Ja. En ons die groter plan Ja. weet die Here, maar ek weet ons baie vrouens wat ons kan bereik deur 5 OV vroueoggende. Lenet, ek weet ook jy's genomineer vir the Woman of Stature Awards. Onder watter kategorie is jy nou weer genomineer? Vir coaching en mentoring. En wat beteken dit? Hoe is jy daarin betrokke geraak? Weet jy, dit is 'n ongelooflike voorreg. Ja. Ek sê dit is altyd geskenkies wat ons kry. Ja. En ek vat dit en ek maak dit my eie. Ja. Want weet jy, ek dink hoe ek daar in daai kategorie beland het, is ons is daar vir die vrouens. Ja, absoluut. En om daai vrouens te kan bedien. Ja, want dis presies wat jy doen. Jy gaan uit, jy praat met die vrouens en hulle kom praat dan met jou. En dis waar jy jou mentorship vir hulle kan gee en vir hulle sê, hoorie, maar ek was deur hierdie hierso so en so kan ek jou help. Gaan in hierdie rigting in. En dis 'n voorreg wat jy het om dit te kan doen. En nie almal het daai krag om dit te kan doen nie. Dit is so. En dan ook jy maak hulle bewus van borskanker. Ja, Dit ja. is vir my so belangrik. Ja. Want ek was nooit bewus nie. Ja, nee, en die Ek jong het mense altyd is gehoor glad nie. Ja, weet jy, toe ek deur my kankerstryd gegaan het, toe was daar 'n meisie, sy was maar 21 jaar oud. So kanker vra nie 'n ouderdom nie, Nee, Talita. absoluut nie. En dis Dit wat nie. ek altyd sê met my praatjies ook. En dit is vir my die voorreg om deel te wees van Women of Stature. Ja, ja. Want jy kry 'n platform wat soveel meer uitbrei. Absoluut. En jy kan soveel meer mense bereik. Ja, Want my natuurlijk. hart is by mense, Ja. by vrouens. Ja. Want vrouens praat nie eintlik nie. Ons word Nee, ons bou geleer, ons op. jy bou op en jy hou dit maar vir jouself. Ja. En jy weet met COVID het ons die ou maskertjie gesien. Ja. Maar Maar sit dit is ons nie maar maklik om elke daagter dag. dit weg te kry. Dit is ja. en elke dag kruip ons almal maar weg. ons doen. Want jy wil nie vir die wêreld wys daar's eienaars nie. ja. En dit leer ons Ja. om te praat. Ja. En daai vroueoggende, dit is 'n Ons het voorreg. meer Lenet in die lewe nodig om regtig daai stree te gee om ander te bemoedig. Daai wat nog die maskers dra om Ja. vir hulle te sê daar is 'n uitweg, daar is krag, Ja. daar is hoop. Daar is. Lenet, Ek wil vir elke vrou, ja, Talita, ek wil as juist dit vir jou kan. vra. Gee vir ons 'n boodskap. Ja. Ek wil vir elke vrou daar buite sê, jy is goed genoeg. Jy's so waardig want God het jou so uniek gemaak. Hy het jou stukkie vir stukkie beplan. Jy is so spesiaal. Maak nie saak deur wat jy gaan nie. Dit kan wat 'n eina wees. Onthou net een ding. God is altyd by jou.
En baie blessings vir julle almal. En baie dankie Talita vir hierdie wonderlike voorreg wat ek hierdie oggend gehad het om met jou te kan gesels. En baie geluk met jou toekennings ook. Dit is ongelooflik. Baie dankie vir hierdie voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg. Baie dankie en dankie dat jy vir ons kom kuier het vandag. En Lenet, baie sterkte ook vir jou met die Women of Stature Awards. Ons root vir jou en ons gaan jou dophou. Dankie. Maar baie dankie dat jy vandag hier was en jou storie met ons gedeel het. En as daar enigiemand is wat 'n funksie wil reël, asseblief kontak vir Lenet. Lenet, wat is jou kontakbesonderhede? My kontakbesonderhede is 079 887 8111. En julle kan my ook kry op Facebook, Lenet Silje, en ook onder 5 ouwe V. En hulle kan jou direk DM of hulle kan vir jou WhatsApp. Hulle kan WhatsApp. Ek sal die kontakbesonderhede hieronder ook insit. Baie dankie. Dankie Lenet. Dankie baie. En onthou daar's altyd hoop en vertrou in die Here. Baie dankie dat julle ingeskakel het by die volgende episode van Leefstyl en Reis. Sien julle gou.